groot U weer eens in die wonderlikste naam van alle name, ons Jahwe Elohim. En deur sy seun, ons Yeshua Messiah, hy wat die woord van Jahwe is. En my gebed is, liewe luisteraars, dat U hierdie Jaruach sal vra om U te lei in al hierdie wonderlike goed, maar ook veral vandag U te onderrig in alles. Ek wil vandag vir ons net so 'n stukkie lees daar uit Openbaring 3. Want ons lewe in hierdie laaste tydperk van Laodicea. Vers 15 sê, ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het ryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naakheid nie geopenbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Nou sê hierdie Openbaring 19, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Geliefdes, die vraag wat ons vir u moet, wat jy vir jouself moet vra, is jy deel van hierdie wat nie koud is en ook nie warm nie, maar lou is? Dat Jahwe jou uit sy mond uit gaan spuug. En dit is 'n baie ernstige oproep wat Openbaring 3 vir ons gee, hier van vers 14 af. Dat ek en jy sal weet is die einde van die dag. Want voorwaar, dit is die einde van die dag, geliefdes. Kyk maar net om hier rond. Ek hoef hier nie te vertel wat in hierdie wêreld aangaan nie. Ek hoef hier nie eens te vertel wat in die kerk aangaan nie. Het laat my dink dat nou die dag praat ek met 'n persoon en hy sê, ja, ek en hy praat oor gelofte dag. Hy sê, ja, ons weet jy, ek weet daar is 4-5 goede in my kerk wat nie reg is nie. Maar ek hardloop nie weg soos jy nie. Nou, geliefdes, dis nie die waarheid nie. Want u weet, ek sou hulle beklei het. Want die woord is die waarheid. En as jy hier die woord nie het nie, het jy moeilikheid, geliefdes. Want Paulus kom daar en hy sê vir Timotheus, hy sê die hele skrif is tot lering, tot onderrigting. En Yeshua die Almagtige, hy is hierdie woord van Jahwe. U sien, geliefdes, daar in Openbaring 19, kom hy en hy sê vir ek en jy, wie is die woord? En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van Elohim. En die leeu's in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En dan gaan kyk u, wie is hierdie Yeshua, wat daar vir ek en jy op die folterpaal betaal het, vir elke een van ons oortreding. Amazing. Dis hoekom Openbaring 3 kom daar so baie mooi. En hy sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon.
soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Gaan lees maar Openbaring 12, vers 5. Daarom kom die woord van Jahwe en kom waarsku hy ons. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. En is dit nie sprekend van vandagse mense nie? Hy wil nie lekker standpunt inneem. Mense kan nie sien wat is sy standpunt. Wat jy moet onthou, geliefdes, ek en jy is die lig van hierdie wêreld, is die sout van hierdie hierdie wêreld. Jy vat toch nie 'n lig en vat 'n maatemmer en maak hom toe nie. En geliefdes, 'n boom word mos geken aan sy vrugte, sê Yeshua. En daarom is dit belangrik, almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Geliefdes, daar is net tyd oor vir bekering na die einde van hierdie tydperk en ek en jy se lewe. Voordat Yeshua kom. 'n bekering tot hom en hom alleen. Ja, en dit is vir my so tragies in die tyd waarin ek en jy lewe, geliefdes. Dat mense maak maar, ag, dit is maar alright so. Hy het nie daardie standpunt nie, daardie moed van sy oortuiging. Want wie kom leer vir ek en vir jou uit hierdie woord uit? Die Yaruach, die Heilige Gees. Wie kom leer vir ek en jy die name? Die Yaruach, die Gees van Elohim. En daar in Johannes 19, geliefdes, kom hy en hy vertel vir ek en jy van hierdie wonderlike tyd in ek en jy se lewe. En ek en jy moet een ding onthou, dat ons moet 'n standpunt inneem met die tyd van draadsit is verby. Jy is of vir Jahwe, of jy is vir hierdie wêreld. Jy is of Yeshua, of jy is van hierdie wêreld. Die keuse is ek en joune. En dit laat my baie dink, geliefdes, daar aan die kruisiging van Yeshua. Daar was, ek lees vir ons daar uit Johannes 19 vers 38. En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Yeshua was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode. Want dit is mos vandag so, jy kan nie, wil nie heilige name gebruik, want jy is bang vir jou kerk en jou organisasie. Uit vrees vir die wêreld. Uit vrees vir jou geheime organisasie. Wil jy nie vir jou ontbloot nie, wil jy nie bekend maak sodat die wêreld sal sien wie jy is. Maar hierdie Josef het op 'n plek gekom, hierdie Josef van Arimatea. Uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Yeshua mag wegneem. Geliefdes, in 'n ander gedeelte sê hy dit baie mooi. Hy sê en hy wat Josef was, het dit gewaag om die liggaam van Yeshua te gaan vra by Pilatus. En dit my baie kere het ek gewonder, hoekom gaan hierdie Josef van Arimatea en hy waag dit om na Pilatus toe te gaan en die liggaam te vra. Wat jy sien, geliefdes, die wêreld kom en op 'n stadium elimineer hy al hierdie 12 verspieders. Die een het homself, die 12 disipels, die een het homself opgegaan. Petrus het gevlug en dit verdriet.
Soos hulle uitmekaar uit. En niemand kan na Pilatus toe gaan en hierdie liggaam van Yeshua gaan eis. En Jahwe weet hoekom, geliefdes, want jy weet, daardie skrifgeleerdes en fariseërs het by Pilatus gekom op die Vrydag, alreeds op die tweede dag, nadat Yeshua gekruisig is, en toe vir hom vir 'n wag gaan vra. Maar Josef kom uit hierdie geheimhouding uit, en hy gaan na Pilatus toe. En nou is daar nie meer 'n terugkeer vir hom. Geliefdes, daar's nie meer 'n terugkeer nie. Dit is net hierdie een ding. Hy het nou sy ware klere gewys. En is dit nie wonderlik nie? Pilatus, nou ken ons die storie, en Pilatus het dit vir hom gegee. En nog 'n ander disipel, Nikodemus, wat ook in die geheim 'n disipel was, kom nou tevoorskyn. Ja, geliefdes, ewe skielik word hulle ontbloot vir hierdie wêreld en vir hierdie kerk en vir hierdie sinagoge van die Satan. Word hulle nie meer, hou hulle nie eenkant, maar staan na vore om te wys wie dat hulle is. Om hierdie waagmoed aan die dag te lê. En dit is wat Jahwe Elohim van ek en van jou eis, geliefdes. Hierdie waagmoed, hierdie om op te staan vir sy woord, om op te staan vir sy naam. En as jy die apokryfe boeke gaan lees, dan weet jy wat het gebeur met Josef van Arimatea. Want jy sien, geliefdes, hulle het nie vir 'n wag gevra, hierdie fariseërs en skrifgeleerdes. Hoekom nie? Want die liggame was die gewoonte om hulle, as hulle van die kruis afkom, dis hoekom hulle bene breek, en dan gaan gooi hulle op die as, in die steengroep, sodat hulle tot as verbrand kan word. En is dit nie wonderlik dat ek en jy nie nou kan sien hoekom Jahwe nie wil verrassing hê nie. Hoekom dit 'n gruwel in sy oë is. En baie mense doen dit onwetend, en Jahwe is genadig met elke een. Maar Josef word gevange geneem, geliefdes, en daardie Vrydag na hulle al hierdie dinge bewerkstellig het hulle na Pilatus toe gegaan en vir hom 'n wag gevra. En hy was briesend kwaad vir Josef en vir Nikodemus, maar eintlik vir Josef, dat hy dit gewaag het om die liggaam van Yeshua te gaan vra. En het hulle hom toegesluit en self verseël. Daai Vrydag, weer eens voor die Sabbat, wat het hulle kon doen, geliefdes? Hulle wou hom toe gestenig het. En toe hulle daar by die gevangenis van die tempelgevangenis kom, en hulle gaan self om hom te gaan uithaal. Toe kry hulle niemand daar binne nie. Terwyl hier die deure nog verseël was met hulle eie verseëlinge. Dit waarmee hulle hierdie gevangenis verseël het. En hulle is baie ontstel daaroor. En Nikodemus kom en hy sê vir hulle, nee man, maar weet jy waar is hierdie Josef? Hy is by Arimatea. Dis waar die ander naam gekom het, want hy was 'n ryk man gewees. Hy het ewe skielik besluit, maar hierdie rykdom en hierdie onwaarheid van hierdie wêreld kan hy nie meer vat. Ja, en hy sê vir hom, hy sê, en jy weet wat, en sy seuns is by hom. Hulle wat
opgestaan het uit die dode. Hy sê, wat julle ken, en daai en daai en daai is by hom gewees. Toe het hulle hom laat roep en na hulle toe gekom. Maar van daai dag af, is hy uit daardie sinagoge verban. En het hierdie man se naam opgeskrywe in hierdie boek, vir ewig, tot ek en jy hom gaan ontmoet. Vat hy hierdie tuin van hom, en gaan begrawe hy vir Yeshua in hierdie grot, hy en Nikodemus. Gaan lees maar daar in Johannes en alles oor die begrafnis van Yeshua. My vraag aan u is, dink jy nie dit is tyd dat u ware klere wys nie? Dink jy nie dit is tyd dat ek en jy sal opstaan vir hierdie evangelie? Dink jy nie dit is tyd dat hierdie volk gelofte dag sal hou? Maar nie gelofte dag nie, vir bekering, geliefdes, 'n terugkeer na Jahwe toe. Want dit is al wat hierdie volk nog gaan help en gaan red. Ja, Josef en Nikodemus is nou ontbloot. Hulle is nou in die oop. Hulle is nou hier die ligtende ligte. Gaan lees maar daar in Johannes 3 van Nikodemus wat in die nag na Yeshua toe gegaan het. En is dit wonderlik dat hierdie twee manne deur hierdie geskiedenis verloop van hierdie woord van Jahwe. Hierdie sout van die aarde is, hierdie lig van hierdie aarde. En ek dink nie dit het tyd geword dat ek en jy Jahwe sal aanneem. Tyd geword dat ek en jy sy woord sal hou. Tyd geword dat ek en jy sy woord sal verdedig. Tyd geword sodat mense kan sien, maar daardie ou is sy geloof. Daarom kom die Hebreërsbrief en hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoor, op die dinge wat ons nie sien. En hy sê sonder geloof is dit onmoontlik om Jahwe te dien. Geliefdes, gaan lees maar daar in Openbaring 3 van vers 14 af. Gaan lees maar daai gedeelte daar van Johannes 19. Gaan lees maar al hierdie begrafnistyd en gaan kyk hoe het hierdie manne opgetree, want wie weet, speeltyd is verby. Al wat vir ek en jy oorbly, is om op te staan, soos wat Yeshua opgestaan het uit die dood uit, vir ek en jy al hierdie pyn en lyding en alles moes ondergaan, terwille van ek en van jou, sodat ek en jy ook saam met hom kan opstaan. En ek groet u en ek sê vir u geliefdes, Shalom.